Ek onthou as kind, wanneer ons kerk toe gegaan het, dan het daar nou altyd so 'n tannie voor ons gesit. Dit was nou ook nog in die hoede jare, so sy het ook nog so 'n hoedjie opgehad. En dan is ons nou, ek onthou dis die ou NG Kerk, was die moedergemeente in Witbank. So mense het bepaalde liedere gesing. Jy het nog daai bordjies daar voor gekry, dan is die liedere mos nou daar gelys. So voor die tyd dan kry jy sommer jou sangbundel reg. Dit was nog voor die jare van die liedboek gewees. Ek onthou dit is die Psalmse gesangeboekie en dan het jy mos die jeugsangbundel gekry en die sing onder mekaar of sulke goedjies, nee, al daai boekies. En dan sal die dominee sê, alright, ons gaan ons nou 'n paar liedere sing, dan staan ons nou op en dan begin ons te sing en dan nou hierdie tannie hier voor ons. Miskien gaan jy nou een van hulle wees, so ek sê dit met baie versigtigheid. Dan sing ons nou. Maar dan gaan hy tannie se stem weer daai, nee. So dwars deur is daai, die hele tyd so vibrasie, dit klink of 'n engine nie kan start nie. En ek onthou as kind, het ek nie geweet wat om myself te doen nie. Die eerste keer is ek wil net wegkruip. Nou dink mense as ek wat so sing. En of ek het dan met die opsie gehad as kind, weet ek moet ook nou 'n bietjie harder sing sodat ek nou nie haar stem so kan hoor nie. Maar so deur die jare aan ouer geword en miskien kry met 'n klomp goed te doen, nou veral met hierdie reeks waarmee ons besig is. Sit ek nou juis en terugdink aan daai geval. Aan wat was eintlik aan die gang? En ek besef nou eers dat wat maak dit regtig saak of die tannie se stem soos 'n engine klink wat koud is en nie wil start nie. Daai tannie het met absolute passie gesing. En ek sê dat my belewenis daarvan maak dat ek dalk iets mis. My belewenis omdat ek nou nie daarvan hou nie, het gemaak dat ek vir jare gemis het hoe hierdie tannie 'n ongelooflike koneksie met God in daai moment het. En dis waar ons praat vanoggend is hierdie tema sê daar, en ja, is 'n ander prentjie, hy's nou nie daai regte nie. Die tema sê jou lied in my oor. Verlede week het ons gesê, elkeen van ons het 'n lied, elkeen van ons het 'n storie. En dit gaan nou juist vanoggend hoe daai lied, daai storie van elkeen op my oor val en wat maak ek daarmee? So, ek wil vir ons 'n gedeelte lees uit Efesiërs uit, Efesiërs 5. Ek hoor hier's mense wat wil saam blaai, so Efesiërs 5, my Bybel is op 255 in die Nuwe Testament. Dit is 'n baie bekende gedeelte. En ek gaan so in die helfte van vers 18 af lees. Ek gaan nou nie die eerste gedeelte lees nie. Maar Efesiërs 5 sê: Laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jou hele hart tot eer van die Here. Net so 'n kort stukkie. Sing onder mekaar psalms, lofgesange, geestelike liedere en sing dit tot eer van die Here. Ons wil nou altyd wegtrek met wat is nou hierdie sing onder mekaar, maar ek wil wegtrek met eers te verduidelik wat is die liedere waarvan Paulus praat hierso. Paulus sê psalms, gesange en geestelike liedere. So psalms is nou letterlik in die Grieks psalmoi, sê ek weet nie presies hoe spreek mens uit nie, maar dit is letterlik die psalms soos wat ons in die Ou Testament kry. Weet daai klomp liedere en gedigte wat Dawid geskryf het, die Koragiete en al daai ouens. En die psalms was baie gedoen op die basis dat dit saam met 'n snaarinstrument moet werk.
So dit was of 'n lier of 'n harp gewees wat hulle dit mee gesing het. So daar was baie keer begeleiding in die psalms gewees. So as Paulus sê sing psalms, dan verwys hy na daai liedere wat hulle gehad het, wat opgeskryf was. Hulle ken dit. Dan sê hy sing met lofsange. Ons het nou die woord gesange. Nou dis nie spesifiek die psalms nie, maar is ander half liedere wat iewerste ontstaan het van 'n mense wat ook nog maar saam gesing het. So dit was liedere wat nie opgeskryf noodwendig was maar dit was al bekend nog steeds. Mense kon nog steeds dit sing. Maar dit was nou nie die formele liedere nie. En dan sê hy is dit die geestelike liedere. Nou moet ek net die woord reg kry. Odai pneumatikai. Dis letterlik hoe dit daar staan. Geestelike of liedere wat geestelik is. En die idee daarvan is dat dit in die oomblik tipe van liedere is wat ontstaan deur leiding van die Heilige Gees of sulke goeie. So baie van die voorbeelde wat ons het, die bekendste voorbeelde wat ons het, is julle onthou as 'n lofsang, nê? Wat noem hulle hom nou weer Magnifica, nê? Ek dink dis 'n lied se naam. En dan net daarna is Sagarius se loflied wat die bekend staan as die Benedictus. En dan so ander tekste ook. Ek gaan hulle almal opnoem nie. Daar's in Timoteus, daar's in Filippense en daai goeie. So daar's 'n paar sulke in die moment liedere wat gesing is wat onder leiding van die Gees was. So daar was nie begeleiding nie, daar's nie reëls gewees van hoe so iets moet klink nie. Was nie noodwendig in rym nie, maar dit was daar in die moment. Ek kan net imagine as toe Paulus hulle daar in die tronk sit, sê hy ook, hulle het gesing. So hulle het van die bekende goed gesing, maar ek dink partymal was sommer net hierdie goed ontstaan wat hulle gesing het. So, en dis belangrik om te onthou, daar's bekende liedere gewees, geskrewe liedere, vasgemaak. Daar's liedere wat oorgedra is wat 'n mens net ken, maar jy weet nie regtig waar kom dit vandaan nie, die gesange. En dan is daar die geestelike liedere in die moment tipe van goed wat daar plaasgevind het. So dis waarvan Paulus praat is, sing dan onder mekaar hierdie liedere. So eintlik sê hy net, sing alle liedere onder mekaar, wat tot eer van God is. En dan kom ons nou weer hierdie punt uit, sing onder mekaar. En ons het altyd nou die prentjie, sing saam met mekaar. So kom ons hier by die kerk by mekaar, en dan sing ons nou saam. Maar daar's 'n ander konnotasie wat Paulus ook in gedagte het, buiten die sing onder mekaar. Hy sê, sing vir mekaar. Dit klink bietjie weird. Imagine nou ek sê gou vir jou daar met tafel, elke tafel is hiervoor, sing gou vir mekaar 'n lied. Klink bietjie weird, nê? Maar Paulus het uiteindelik nogal so 'n merkwaardige ding daar beet in die wêreld wat hy leef en hoekom hy hierdie goed vir hulle sê om saam te sing. Maar daar gebeur 3 goed om as jy nou onder mekaar sing, saam sing en vir mekaar sing. Dan gebeur daar hierdie 3 goed. So die eerste een daarvan is dat dit gaan oor oor 'n opbou. Lofprysing tydens die erediens gaan oor die opbou van mekaar. So nou wil ek hê jy moet hierdie prentjie vir jouself kry. Ons staan nou nee, moenie nou staan nie, maar nee, ons staan almal nou lekker saam. En ek sit 'n lied op. Kom ons sit maar die bekende God is liefde, juig ons harte, nê? En jy's in een van 2 plekke. So of jy het nou hier ingestap met 'n huppeltjie in jou stap, nê? En jy staan en jy sing vrolik. God is liefde, juig ons harte en jy gaan. Jy of die ander ou hange wat 'n plekkie nou is, staan nou hier langs aan. God is liefde, jy is glad nie lus daarvoor nie. Alraai, trek gou verlede week in. Ek het verlede week gesê, ons almal het 'n storie.
albei persone, maak saak wat die een het is, en is nie verkeerd nie, maar elkeen het 'n storie. Die een het 'n storie van 'n opgewondenheid wat nou leef, en daarom is hulle vrolik. Die ander ene is van, gaan deur dalk 'n bad tyd, en lofprysing is nie nou nie, die persoon wil nou net hierso sit, en hy ook nie eens regtig luister na enigiets, dis net 'n space waar hulle net in wil wees. Maar wat gebeur is, die een wat hierso sit, wat nie lekker voel nie, dink toe, weet jy wat, ek kan nie net bietjie minder nie. Ja, sing maar, tone down, hè, kalmeer 'n bietjie. Die ander een is hierso soos, wat gaan aan met jou? Dis disrespekvol om so te sit. Sing, maar ons neem nie mekaar se stories in ag nie. En dis waaroor saam sing gaan, sing vir mekaar is. Want ek vermoed, as mens nogals af is, maar jy beleef die persoon langs jou, weerskante vir jou of om jou, sing vrolik, gaan dit tog mos 'n bietjie aansteek. Jy gaan nou minder sleg voel of in daai gat sit, jy gaan nou bietjie meer opgewonde raak. Jy gaan 'n bietjie meer happy begin word. Jy gaan dalk nou nie uit jou vel uit spring en jou hande opsteek nie, maar so hou daarom jou hande uit die sak uit, ek tel daarom my kop op. Liedere wat saam gesing word, bou mekaar op. So baie keer vind ons dit mos nou as jy in die kar ry. Dit hoef nie geestelike liedere eers te wees nie. Dan sê jy kwaad, jy het dalk nou slegte nuus gehoor, of whatever jou gevoel is. En dan kom hierdie lied op die radio op. Dan draai hom 'n bietjie harder. Want hy praat ewe skielik met hierdie storie van jou. En dan as jy uit die kar uit klim en die lied het gestop, dan voel jy of beter, jy's dalk nie meer so kwaad nie, jy's nie meer so down nie, of jy klim in daai kar uit met nog 'n meer huppel in jou stam, want dit het net gewerk vir jou. En die punt is nie dat dit 'n lied is wat alleen gesing word nie. Jy het gekonnekt met die mense wat daar sing, met die stemme wat daar sing, met die musiek wat daar is. Kon jy gekonnekt het op jou manier. En dan gaan jy waarborg, sit ons in dieselfde kar met ons eie stories, gaan jy die lied harder draai en ek gaan hom sagter draai. Nee. Want dit praat verskillend met ons. Maar as ons mekaar daai ruimte los om te sê, weet jy wat, ek neem jou lied vanoggend, jou storie in ag. Dan gaan ek jou ondersteun daarin. Ek gaan bydra daartoe dat jy 'n belewenis het. Dat daar iets heiligs gebeur vanoggend met jou. So dis die eerste ene, so is opbou van mekaar in die lofprysing. Die tweede ene wat gebeur is dit skep 'n plek van samehorigheid, van gemeenskap. En die sielkinders sê dit nou al vir jare lank, dat een van ons grootste behoeftes is om iewerste te behoort. Jy wil voel jy hoort iewerste. Kyk, ons grootste vrees aan die ander kant is as jy uitgesluit voel. Voel jy behoort nêrens en jy's niks nie. En dis wat liedere doen is, dit skep 'n ruimte waar jy voel jy behoort. Maar nou wat doen ons? Weens kultuur, weens generasies, skep ons nou ook vir ons 'n wêreld dat as dit resoneer met my, dan voel ek deel daarvan. Resoneer dit nie met my nie, dan voel ek nie deel daarvan nie. Nee? So as die lied byvoorbeeld Engels is, as die lied dalk te opgewek is, dan voel ek nou nie deel daarvan nie. Dan voel ek nie deel van daai gemeenskap nie. Die ander ou voel weer, as dit nie daar is nie, dan voel ek nie weer deel daarvan nie. En weer eens kom ons eie stories daarin. Maar waaroor gaan dit eintlik? Eintlik gaan dit daaroor dat ons daai saamgevoel hê van ons sing dieselfde lied tot wat? Tot eer van God. Maak nie saak hoe die lied is nie. Want dit skep daai ding van ons behoort aan een iets. Ons behoort aan God, ons behoort aan Christus. Dis daai een ding waarna ons behoort. Hoekom dink julle het 'n land 'n volkslied? Hoekom het skole skoolliedere? Hoekom sing ons daai goeters? Hoekom het hulle dit?
Dis oor hierdie beginsel. Want as ons opstaan, as jy op 'n plek is, in 'n vreemde land, maar jou volkslied speel op die rugby-stadion, en as 'n klomp mense wat opstaan en dit sing, dan voel jy, wow, ek is nie meer vreemd nie. Hier's nog saam met my. So as ons hier 'n lied sing in die kerk, dan voel ons, yes, ons is almal een en dieselfde. Ons behoort aan iets groters. Ons behoort aan die liggaam van Christus. Dan gaan die sielkundige verder en sê, liedere het hierdie ongelooflike ding om sekere hormone in ons brein af te skei. Veral die een wat, ek sukkel om hierdie woorde uit te spreek, oksitosien, ek dink is die regte woord daarvoor. En daai hormoon het direk te doen met hoe jy beleef, jy is deel van 'n sosiale groep. Sodra jy daai liedere sing, en oksitosien word vrygestel in jou brein, dan voel jy, yes, ek is okay, ek hoort hierso. Maar meer as dit is 'n stresverligter. Dan voel jy, weet, dit is okay, ek sien nou weer kans vir die lewe. So dis die tweede ding, wat lofsang onder mekaar doen, want ons hoor mekaar se stemme, ek hoor ek is deel daarvan. Sê dat jy alleen sing nie. Kyk, as ek nou vir jou vra, ek weet nou nie vir wie kan ek pinpoint nie, maar staan gou vir my op en sing gou vir my. Hoe gaan daai persoon voel? Kan ek hom Johnny? Want hoekom? Nou gaan Johnny nie voel hy's met deel van iets nie. Hy's nou uitgesonder, hy's alleen. Maar as ek nou sê, almal staan op en sing, dan gaan jy dit doen, want jy voel gemakliker en ons gaan nou daarby uitkom. Die derde ene is, dit gaan oor 'n eenheid. Nie net die saam wees nie, maar dit gaan oor 'n eenheidsbeginsel. Jy is nie net deel van iets groters nie, maar jy is deel van iets uniek. Jy is deel van iets spesiaal. Ons is gemik op dieselfde ding. So gaan weer ons volkslied vat. Ek weet ons volkslied het deur die jare heen baie issues veroorsaak. Want hoekom? Die nuwe volkslied is in 5 tale. Vir van ons, wat in 'n ander generasie groot geword het, is dit 'n no-go. Hoekom moet ons daai tale sing? Want ons het 'n storie. En ons storie is uit die geskiedenis van Suid-Afrika uit. En ek gaan nie die hele geskiedenis opnoem nie, julle weet waarna ek verwys. So daar's hierdie inherente storie by my wat sê, ek sing nie ander tale nie, ek sing net op sekere musiek. Ons kry kulture. Ek het groot geword in Witbank en toe ek Stellenbosch in die Kaap en what a culture shock. Die kultuur werk net anders te daar. En dit word in liedere ook opgevang, is 'n sekere kultuur. So wat doen ons? En dis 'n oplopende ding. Wat doen ons as die volkslied speel? Wanneer sing jy? As Afrikaans is. Want hoekom? Jy het 'n vooropgestelde voorkeur daarvoor. Dit maak nie die res van die lied verkeerd nie. Ek meen as jy mens die woorde vat van die vorige verse, is dit actually mooi woorde. Maar inherent sing jy dit nie, want dit is onbekend en jy voel nie gemaklik daarin nie. Maar dit is jou eie voorkeur. Maar die lied is juist daar gegee, sodat ons in 'n baie moeilike tyd van Suid-Afrika 'n eenheid moes word, vir dieselfde ding opstaan. Ten spyte van al die ander goeters, was dit die bedoeling gewees. As ons lofprysing in die kerk doen, maak nie saak hoe dit is nie, is die een bedoeling om te sê ons is een in geloof. Ons dien een God en dit is vir ons wat saak maak. So lofprysing gaan oor hierdie 3 goeters. En dit skep vir ons 'n ruimte waarin ons elkeen veronderstel is om ons eie uniekheid, ons eie generasie, ons eie kultuur te kan bring. Maar ook 'n aanpassing te kan maak om te sê ek respekteer die ander een se storie in lofprysing. Dat daai persoon se storie is net so heilig soos my storie. My opgestelde voorkeure kan nie die smaak van die kerk bepaal nie.
My opgestelde vooroordele kan nie bepaal hoe die kerk of die gelowiges om my onder mekaar saam sing en vir mekaar sing nie. So ek het 'n oefeningkie saamgebring wat ons nou gaan doen. Om net te illustreer wat in die rouheid van Paulus se woorde bedoel word wanneer ons lofprysing doen. En ek wil hê jy moet vergeet van jou eie vooropgesteldheid. En raak bewus van die mens langs jou. Raak bewus van wat is eintlik aan die gang. En baie spesiaal, of nie spesiaal nie, maar baie streng wil ek sê. Vergeet van jou eie tekortkominge. So wat gaan ons doen? Ek het vir ons 'n baie bekende lied gekies. Die woorde gaan daar opkom. Ons gaan staan en ons gaan vir hom sing sonder begeleiding. Nee. Alright. Daar gaan hierdie nekhare alweer, reis die ongemaklikheid. Paulus, hulle het nie snaarinstrumente gehad nie, maar jy kan so lank vorentoe kom. Hulle het nie daai goed gehad in die Nuwe Testament nie, dit was nie meer daar nie, dit was nie moontlik nie. En hulle het net gesing. Wat maak ons anderste? So ek wil vir vra, staan, kom staan. Die woorde gaan daar verskyn, Marie gaan vir ons insit, en dan gaan ons net so sing, julle ken die lied. O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Kom, is 'n maklike lied. Ek gaan daar langs staan, en dan sing ons, Marie gaan vir ons insit. Sy gaan daar om die tafel vir mekaar. Sit. Wat was jou ervaring gewees? Maak nie saak of dit nou positief of negatief is nie. Deel sommer net gou met mekaar daar waar jy sit. Sommer net wat het met jou gebeur terwyl ons die lied net so sing. Dan gaan ek feedback kry. So praat gou eers met mekaar. Goed, kom ek hoor, wat was julle ervaring gewees? Ja, giet, so dink ek soos sê, positief of negatief, dit maak nie saak nie. Ons leer mos nou hier saam met mekaar oor ons stories. Eie gemaaksone, okay. Daar waar ek hoor, daar was 'n lekker. Ander het gevoel, daar was 'n samehorigheid, 'n rustigheid, maar dit het ook om gekonsentreer om die woorde in te neem en nie net noodwendig die musiek te luister nie. Daar was nog gestem daai kant. Okay, nog iets? Musiek is, vir musiek nie regtig nodig nie. Nie as jy net saam sing nie, Rosemary. Ek het gesing. Nie op die mikrofoon nie. So Frans het gevoel is die gemeenskap van heiliges, so daar was 'n gemeenskap gevoel gewees. Wat nog? Waar is die jonger klomp? Het dit vir julle gewerk? Nee, heeltemal nie. Dit is nie ons styl nie, dit is nie ons liedere daai nie. Ek kan nie so hoog sing nie. En ja, maar dis okay. So kom daarby uit. Ons het hierdie blokkasies van dat ons is 'n Afrikaanse kerk, daarom moet ons Afrikaans sing. Ons is in 'n gereformeerde kerk, daarom moet ons gereformeerd sing. Ons sit met dat ons dink ons word gekrit op hoe hoog of hoe laag ons sing. Ons is gepla oor wat gaan die persoon langs my dink. Ek is gepla met hoe klink ek vir myself. Daai is die goed wat ons inbring in lofsang in, waar dit nie een oomblik vir God saak maak nie. En ek gaan nou nie op Dina hamer nie, en ek hoor dat daarin, maar wat maak dit saak of jy 10 oktawe laer sing as wat die res sing? Wat maak dit saak of jy ou tannie se stem so 'n bietjie aan die bewe kant is? Wat maak dit saak of ek so 'n bietjie 'n beat bysit? En wat maak dit saak asof dit klink vir orgel se klats gly en hy so 'n bietjie langer? Wat maak daai goed op die ouene van die dag saak?
Wat sê Paulus? Waarmee eindig hy die skrifgedeelte? Sing met julle hele hart tot eer van God. Hy vra nie sing met jou mooiste stem nie. Hy sê nie sing dit met die beste band nie. Al wat hy sê is, sing met jou hele hart. En of jou hart nou 'n bietjie bedroef is of nie, jy sing daarmee. Sang het ongelooflike impak. Maar wat dit wegvat is ons eie seer kry, waar ek mee verlede week gepraat het, ons eie stories, wat verhoed dat ons verder beweeg. Ons gemakszones waarin ons sit, maak dat ek nie buite dit wil beweeg nie. As ek sê die kerk is daar en lofsang is daar, dat ons mekaar moet opbou, 'n gemeenskap moet wees en 'n eenheid moet wees, dan is hierdie res van die goed mos nie saak maak nie. Dis juist die goed wat jy weerhou, dat lofsang daai 3 goeders doen. Ek gaan dit weer sê, ons moet baie versigtig wees, dat ons eie persepsies, ons eie voorkeure, die smaak, styl, manier, woorde, kultuur, taal, whatever dit is, voorplaas oor wat lofsang eintlik oor gaan. En wat is die hoofkriteria weer eens? Dit gaan daaroor om God te eer. Ek kan heeltemal verstaan, as ons nou hier 'n lied kom speel, ek wil nou nie 'n band se naam noem nie, maar as ek nou 'n lied kom speel wat net geen bydrae lewer tot lofprysing toe nie. So een of ander kontemporêre lied, wat dit klink asof, hoe sê my vrou dit gereeld, sy eet jou kinders musiek, praat sy van. Daai gaan mos nou tot geen eer wees nie. Maar ek hoop julle hoor iets daarvan. Wat Paulus vir die ouens eintlik sê is, lofsang en aanbidding is 'n oefening in liefde. Waaroor gaan dit met ander woorde? Paulus sê, as julle onder mekaar sing, vir mekaar sing, tot eer van God sing, dan gaan ons in hierdie oefening in om te sê, dat dit nie net ek is wat sing nie, maar dat dit iemand anderste is wat sing. Dat dit nie net my lied en my storie is nie, maar ek eer jou lied en jou storie. En Paulus sê, wees lief vir mekaar eintlik daarin, dat die liefde eintlik binne 'n lofprysing tasbaar word. Dat 'n lied daar is om gemeenskap en eenheid te bring, nie verdeeldheid te bring nie. So wat vra die teks van my en jou? En ek wil nou my papier by my hou, want dan gaan ek dit mis, die belangrikheid. Wat vra Paulus van ons as hy sê, sing onder mekaar, sing vir mekaar, sing saam met mekaar, tot eer van die Here? Hy sê, terwyl jy sing, kyk om jou, kyk wie is langs jou, wie sing daar? Dalk dra hulle storie, hulle manier, hulle styl, hulle valsheid, hulle perfektheid, whatever. Dalk dra daai storie 'n betekenis vir jou vanoggend. Die teks vra vir ons, sing soms harder met liedere wat nie jou eie is nie. As jy gaan harder sing met dit wat jou ongemaklik laat voel, maak jy in daai wyse ruimte vir iemand anderste om gemaklik daarmee te wees. Ek dink die teks vra vir ons dat God van ons vra is dat ons harte sagter word vir verskillende style, verskillende tale, verskillende maniere. Ek dink die laaste punt is wat God van ons vra is, maak jouself oop
om die werking van die Gees tydens my lofsang te voel. En dat die Gees met jou werk op 'n bepaalde manier, sonder enige voorkeure, sonder jou vooropgestelde idees. Die kerk is 'n plek waar ons moet saam lofprys en maak nie saak hoe onvolmaak dit is nie. Maak nie saak hoe weird dit is nie. Maak nie saak wat die ander persoon doen nie. Lig jou hande op, is dit fyn. Sit jy, is dit fyn. Ons gaan mekaar nie daarop judge nie, maar wat ons wel weet is elkeen se storie het 'n ruimte hiervoor. En ons moet mekaar respekteer daar en ons moet plek maak daarvoor. In daai wyse kry lofsang, ek dink die rol wat dit moet speel. En dit is bloot, soos wat Openbaring sê, dat daar 'n koorsang opgaan na die hemel toe. En God ontvang dit. En hy besef, ons mense wat lief is vir mekaar en lief is vir hom. En wat meer moet ons doen as dit?